Vandag kyk ons na 'n ware mediese speurverhaal. Dis die storie van 'n ongelooflike, seldsame en geheimsinnige siekte wat veral jong vroue aanval, dikwels reg in die vleur van hulle lewe. Die naam is Takayasu artritis. En dis nou die kernvraag. Stel jou net voor, jou liggaam se eie verdedigingsstelsel, die een wat jou moet beskerm teen keemin-infeksies, draai skielik teen jou. Dit begin die hoofpaaie van jou bloedsomloop aanval. En daai konflik, is presies wat Takayasu arteritis is. Goed, kom ons duik dadelik in. Om hierdie siekte regtig te verstaan, moet ons eers 'n bietjie teruggaan in tyd en kyk na sy raaiselagtige geskiedenis en hoekom dit dokters vir so lank heeltemal dronk geslaan het. Die lerkaart is letterlik oor meer as 'n eeu stukkie vir stukkie aan mekaar gesit. Dit het alles begin in 1830 met 'n vae beskrywing van 'n pasiënt met koors wat skielik nie meer 'n puls gehad het nie. Meer as 70 jaar later merk 'n oogarts, Dr. Takayasu, unieke probleme in die oë van 'n soortgelyke pasiënt op. En eers in 1939 het al hierdie klein leidrade bymekaar gekom om die siekte sy amptelike naam te gee. En die rede hoekom dit so lank gevat het? Wel, hierdie siekte is 'n meester van vermomming. Die simptome is dikwels so vaag, dinge soos koors, moegheid, seerspiere, en dit kom en gaan. So dit maak dit 'n ongelooflik moeilike raaisel vir pasiënte en dokters om op te los. So, wie of wat is die skuldige hier agter? Dis nie 'n virus nie, dis nie 'n bakterie nie. Nee, die hoofverdagte is die liggaam se eie immuunstelsel, wat skelm geraak het. Wat dit basies is 'n tipe vaskulitis. Dis nou 'n mondvol, maar dit beteken doeteenvoudig ontsteking van die bloedvate. Die immuunstelsel veroorsaak inflammasie in die wande van die heel grootste are in jou liggaam, veral die aorta. Jy weet, daai hoofsnelweg wat al die bloed van jou hart af wegvat. En hier's 'n statistiek wat regtig uitstaan en wat ons nog nie heeltemal verstaan nie. Vroue word tussen 6 en 8 keer meer gereeld as mans hierdeur geraak. Hoekom so 'n reuse verskil? Dis een van die siektes grootste raaisels. Om dinge erger te maak, is die gemiddelde ouderdom wanneer iemand gediagnoseer word net 25. Dink daaraan, hierdie siekte slaan toe in die vler van mense se lewens, presies op die tyd wanneer hulle besig is om hul toekoms te bou. So, wat gebeur presies tydens hierdie aanval? Dink daaraan as eie vuur. Die immuunselle val die slaggarwand aan en dring al 3 lae binne. Hierdie konstante ontsteking maak dat die wand verdik en die slaggar self al hoe nouer word. Dit beperk natuurlik die bloedvloei. Soms verswak die wand so erg dat dit begin uitbult en dit skep dan 'n baie gevaarlike aneurisme. Goed, kom ons skuif nou oor na die ondersoekfase. As die simptome so vaag is, hoe op aarde ontmasker dokters hierdie siekte? Watter leidrade en watter gereedskap gebruik hulle? Hierdie syfers wys jou presies hoe groot die uitdaging is. Die pad na 'n diagnose is dikwels vreeslik lank en frustrerend. 'n Gemiddelde vertraging van 'n jaar beteken waardevolle tyd gaan verlore. Kan jy jouself daai frustrasie indink? 'n Hele jaar van onsekerheid, terwyl die siekte stil besig is om skade aan te rig. En om alles nog moeiliker te maak, verskil die simptome drasties afhangende van waar in die wêreld jy is. In die VSA byvoorbeeld is 'n bruit die mees algemene teken. Dis 'n abnormale suisgeluid wat 'n dokter deur 'n stetoskoop kan hoor as bloed deur 'n vernoude slaghaar forceer word. Maar in Mexiko is dit afwesige polse en in Indië is dit weer hoë bloeddruk. Dit maak 'n wêreldwye prentjie van die siekte nogal ingewikkeld. So ja, met al hierdie variasie in die simptome, hoe kry dokters ooit 'n definitiewe antwoord? Hoe kan hulle verby die simptome kyk en die inflammasie direk in daai are gaan sien? Wel, hulle gebruik moderne beeldstegnologie, amper soos forensiese gereedskap. Hulle begin dikwels met 'n ultraklank om te kyk of die slagarwande verdik is, dan miskien 'n CT-skannering om 'n beter kaart te kry van presies waar die skade is. Maar die heel belangrikste instrument, wel, dit kom in stap 3. MRI of magnetiese resonansbeelding het alles verander. Dis nou die goue standaard en die rede is eenvoudig. Dit laat dokters toe om die aktiewe inflammasie in die slagarwand self te sien. En hulle kan dit sien lank voor die slagaar so nou geword het dat dit duidelike simptome veroorsaak. Dit maak vroeë opsporing moontlik. Goed, so die diagnose is gemaak. Nou skuif die fokus van ondersoek na aksie.
Hoe veg jy terug teen 'n siekte waar jou eie liggaam die vyand is? Die strategie het basies 2 dele. Eerstens, jy moet die immuunstelsel se aanval stop. Dis waar medikasie inkom. En tweedens, as die are reeds erg beskadig is, moet jy chirurgies ingryp om daai skade te herstel en die bloedvloei weer aan die gang te kry. So, die eerste lynie van verdediging is amper altyd hoë doses steroïde. Dis kragtige anti-inflammatoriese middels wat die immuunstelsel se reaksie probeer kalmeer. Die doel is om daai aanval op die are te stop en die siekte in remissie te plaas. Wanneer chirurgie nodig is, staan dokters en pasiënte voor 'n regtig moeilike keuse. Jy kan 'n minder indringende prosedure doen, maar dan is die kans 5 keer groter dat die slagaar weer gaan vernou. Of jy kan 'n tradisionele oop-omleidingsoperasie kry wat oor die langtermyn beter hou, maar 'n veel groter onmiddellike risiko van ernstige komplikasies soos 'n beroerte inhou. Dis 'n tawe een. En hier is die sleutel tot sukses vir enige van hierdie operasies: tydsberekening. Dis absoluut krities. Chirurgie is baie meer suksesvol wanneer daar onderliggende inflammasie onder beheer is. As jy probeer opereer in 'n slagaar wat aktief ontsteek is, wel, dis soos om 'n huis te probeer bou op 'n slagveld. Die kans dat dinge verkeerd loop is net soveel hoër. Laastens, wat van die langtermyn? Wat is die prognose? Wat beteken dit regtig om met 'n kroniese toestand soos hierdie saam te leef? Die oorlewingsstatistieke vertel 'n storie met 2 baie verskillende kante. Die algemene oorlewingssyfer oor 15 jaar is 83%, wat nie sleg is nie. Maar vir pasiënte wat groot komplikasies ontwikkel en wie se siekte aanhou vorder, val daardie syfer skerp tot net 43%. Dit wys jou net hoe ernstig hierdie siekte kan wees. So, die finale uitspraak is duidelik en onverbiddelik. Daar is geen genesing nie. Takayasu arteritis is 'n lewenslange metgesel. Die doel is nie om dit te genees nie, maar om dit te bestuur, om die siekte in remissie te hou en komplikasies te hanteer soos hulle opduik. En dit vereis deurlopende lewenslange monitoring. En dit los ons met 'n laaste belangrike vraag om oor te denk. Vir 'n siekte wat so ongelooflik skaars is, hoe kan ons die reis van daai eerste fase-simptoom tot by die finale diagnose vinniger maak? Hoe verkort ons daai odissee van 5 verskillende dokters en 'n jaar se vertraging, sodat mense die behandeling wat hulle so broodnodig het, baie vinniger kan kry?